vertroostensdiens van Elsabie. En ek vra asseblief dat ons almal sal staan vir die uitspreek van die foto met die seëngroet. En daarna bly ons staan en dan sing ons ook sommer die eerste lied op ons pamflet, direk na die uitspreek van die seëngroet. Die Here sê vir ons, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat tree, want hulle sal vertroos word. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vir ons vertroostensdiens vandag is dan nou ook Psalm 16. Die van u wat ons saam volg in die Bybel, sal dit vind op bladsy 581, Psalm 16, daar gaan die hele Psalm. Die opskrif van die gedeelte is niks goeds nie behalwe by God. 'n gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by u. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan u en daar is my niks goeds nie behalwe by u. Die afgode in die land so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê. Mag elke een wat 'n ander God vereer baie smart te leef. Vir afgode sal ek die bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, u is my lewe, u sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van u af. 'n pragtige deur is vir my afgeneem. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het.
En selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my, en omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. En daarom is ek bly, en juig ek, en voel ek my veilig. Want ek gee my nie oor aan die dood nie. Laat troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. En u is daar oorvloedige blydskap, en uit u hand kom net wat mooi is. Nou ons teksverse is dan ook Psalm 16 verse 5 en 6. Here, u is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van u af. 'n Pragtige deel is my afgeneem. En ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Familie en vriende, hierdie psalm wat ons dan nou ook volgens saam gelees het, handel ook oorwegend oor die lewe. En so baie keer gaan dink ons ook aan die lewe en al sy vrae en sy moeilikhede en sy hartseer, en dan dink ons maar, wat is dan nou eintlik die doel daarachter dat ek lewe? En die lewe is nie altyd maklik nie, veral nie in die tye waarin ons leef nie. En ook dan ook die dae soos vandag nie, waar ons dan ook weer moet afskeid neem van 'n geliefde. En aan die ander kant, het die lewe ook vir ons soveel om te geniet. Daar is ook soveel dinge waaroor ons bly en dankbaar kan wees. Mense, omstandighede, dinge wat ons bly en gelukkig maak. En dit is waaroor die psalmdigter dan ook hier skryf. En wanneer ons dan ook praat oor die lewe met sy goeie en sy minder goeie kante, dink ek kan ons ook daarby sê dat almal van ons tog ook maar lank wil lewe. En vanoggend dink ons ook juist daaraan. Wanneer ons net 'n bietjie gaan stilstaan en gaan terugkyk op ons eie lewenspad, dan raak ons tegelijkertyd ook bly en ook sommer hartseer. En daar is soveel herinneringe, soveel lewenservaring. Baie dinge wat met ons gebeur het, was nie lekker nie, maak ons hartseer. Daar soos vandag. En aan die ander kant, maar het ook soveel goeie dinge gebeur. En alles in ag genome, sal ons sien dat in al daardie herinneringe God nog altyd teenwoordig was. As dit die goeie tye is, dan is ons dankbaar vir God se genade. Dankbaar dat ons so gelukkig kan wees. En as dit die moeilike en die hartseer tye is, dan kan ons ook sien hoe God ons dra. En daarom dan ook hierdie gedeelte, die Psalm 16, en ook hierdie teksverse vanoggend. Ons sien hierdie psalm begin dan nou met die woorde: neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. En dit sê vir ons iets van die lewe. Dit sê vir ons iets van hierdie psalmdigter se lewe. Dit sê vir ons iets van Dawid. Hy vra dat God hom moet beskerm. En nou is die vraag: wanneer sal ons God se teenwoordigheid in ons lewens soek? Wanneer sal ons vir die Here vra om ons te beskerm? En in tye van nood, waar ons bekommerd is, waar ons onseker is en hartseer is, in tye van nood, roep ons ook tot God om ons te beskerm, om vir ons skuiling te bied teen die aanslae van die lewe. In ons geleesde psalm sien ons dan ook dat die slegte kant van die lewe kom eerste aan die dood. Wat dan ook belangrik om hier raak te sien is, die psalmdigter God se naam aanroep in hierdie tye. Hy pak nie hierdie probleme of die bekommernis op sy eie aan nie. Hy vra God se teenwoordigheid. God moet hom help. In die volgende verse sien ons ook hoe hy uitvaar teenoor die ander gode. Die afgode wat deur soveel mense aanbid word. Hierdie skrywer weet, hierdie afgode kan hom nie help nie. Hulle kan nie beskerm nie. Hulle kan nie vir hom uitkoms bied nie. En dan kom die belydenis van die psalmdigter, wat hierdie hele psalm swaai van die negatiewe dinge, maar 'n bietjie meer positiewe dinge toe.
In vers 5 sê hy, Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Broers en susters, die Here is die een wat vir ons die lewe gee. Hy hou ons aan die lewe. Hy sorg dat ons aan die lewe bly en die nodige middele het om dit te kan doen. Wat ons het, kom alles van hom af. Want alles is genade, ons verdien niks nie. God voorsien alles wat ons nodig het en sy groot genade. En dit sluit ook aan by dit wat ons vroeër gesê het, wanneer ons baie keer wonder oor wat die doel daarmee is dat ons lewe. En dan moet ons onthou, ons het nie onsself laat leef nie. Ons het nie ons eie lewe geskep nie. Die lewe is 'n gawe van God. En dit is ook die doel met ons lewe. Ons lewe, omdat God ons wil laat leef. En God gee nie vir ons die lewe hier op aarde dan onttrek en dan sê vir ons maar, ek het nou vir julle alles gegee wat julle nodig het. En nou moet julle self sien en kom klaar nie. Nee. Soos die psalmdigter sê, U sorg vir my. God onderhou ons lewens. Vers 6 sê hy, 'n pragtige deel is vir my afgeneem. Dit wat ek ontvang het, is vir my mooi. En soos ons gesê, elkeen van ons kan so 'n bietjie gaan stilstaan. Ons kan gaan terugkyk op ons eie lewenspad en alles in ag neem, die goed en die sleg. En ons ook bely dit wat vers 6 sê. 'n pragtige deel is vir my afgeneem. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. En die lewe is goed. God sorg vir ons. Hy wil vir ons die beste hê. En as ons vandag dan ook moet terugkyk op Elsabie se lewe, ek weet nie sy sou dieselfde gesê of bely het nie. 'n pragtige deel is vir my afgeneem. Dit wat ek van God ontvang het, dit was vir my mooi. Hoe het ons al die dinge gesê, en dit word ons baie keer depressief, ons word angsbevange, ons leef in hierdie vrees as ons net daaraan dink dat ons ook almal eendag tot sterwe gaan kom. En die ergste van alles is, ons weet nie waarom wanneer nie. Al waarvan ons seker is dat dit die paadjie is wat elkeen van ons gaan moet stap. Ons word bang en ons word depressief, omdat dit vir ons voel of die einde van alles is, dat ons gaan dood wees. Ons kan nie meer die lewe geniet nie. Alles is verby. En weet jy, dit is nie waar nie. Want God is die gewer van lewe. Nie net die aardse lewe wat ons almal ken nie. Ook die ewige en die hemelse lewe wat vir ons wag. Onthou net toe Jesus opgevaar het aan hemel toe. Toe los hy vir sy disippels 'n belofte. Ek gaan om aan elkeen wat in my glo plek gee te maak. Saam met dit kan ons ook vers 10 lees. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. En dit is so waar. Ons gaan nie dood om nooit weer te lewe nie. Nee, ons sterf ja. Maar dit is die einde van ons aardse lewe en tog ook die begin van ons ewige en hemelse lewe is. Dit is ook nie net 'n belofte vir vandag nie. Ons leef uit dankbaarheid vir dit wat ons gaan ontvang. En ons lees saam met dit vers 11 ook weer. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap uit U hand en dit wat mooi is. God wys vir ons hoe om te lewe, hoe om die lewe te geniet. En as ons so leef en dit besef en God se raad volg, en saam met dit weet ons vir ewig saam met God gaan lewe, dan kan ons saam bly wees. Dan het ons rede om elke dag bly te wees vir dit wat God vir ons gee. Broers en susters, vir al hierdie dinge, kan ons nie anders as om dankbaar te wees nie. Kan ons nie anders as om God deur en met ons lewe te dank nie.
En nou moet ons hierdie dinge weet. Wat beteken dit vir ons? En wat sê dit vir ons van ons eie lewe? Die lewe is 'n gawe van God. 'n Lang lewe is met genade van God. En in hierdie lewe sorg God vir ons. En is hy goed vir ons. Sien hy om na ons, omdat ons lewe vir hom belangrik is. En nie net ons aardse lewe nie, maar ook die hemelse en die ewige lewe wat vir ons wag. Waarin voorsien God is, en daarin voorsien hy. Ons kan dus net God dank met ons lewe. Net dankbaar wees teenoor hom, wanneer ons lang vir ons geliefdes gespaar bly. En dankbaar wees teenoor hom, vir wie ons is, wat ons is, en wat ons het. En ons kan kyk weer nou na ons teksverse, en ons herhaal dit in ons harte, en ook in ons gedagtes. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. Pragtige deel is my afgeleef. Maar wat ek ontvang het, is vir my mooi. En ons lees saam met dit ook, Prediker 11 vers 7 tot 10 saam. Die lig is aangenaam. Dit is goed vir die oë om die son te sien. As 'n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Maar jy moet ook onthou dat die donker dae van die dood wat kom, ook baie is. Alles kom tot niks. Jy wat jonk is, moet vrede vind in jou lewe en jou dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles lief. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. En dit is belangrik om te onthou oor die lewe. Of ons nou jonk is of oud is, ons lewe kom tot niks as ons nie vir God leef nie. So ons lewe nou al voluit, kom ons lewe tot eer van God, dankbaar vir ons lewe, dankbaar vir alles wat ons het. Geliefde familie en vriende, mag Here nou en vir altyd ook by julle wees. Mag jy selfs ook op hierdie dag dankbaar wees en ook rede vind om die Here te prys. Amen. Laat ons saam bid. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons roep weer vandag tot U uit swakke onvermoë. Here, ons is moedeloos, ons is hartseer. Ons het nie altyd die antwoorde nie. En in tye soos hierdie weet ons ook dat ons is totaal en al van U afhanklik. En ons weet ook dat ons kan nie verder gaan sonder U hulp nie. Ek vra vir U om ons ook weer vandag hier te troos. Here, ons vertrou op U. U ken ons bittere lyding, U ken ons hartseer. En ons weet ook dat U self die lyding van die dood ervaar. Ons weet, U vat self ons hand en U lei ons daarheen. Ons weet, Here, dat geen mens op aarde kan ons help nie. Geen mens kan ons troos nie. Daarom roep ons ook op U. En as dit U is, lei ons deur ons lewens en beskerm ons. Maar as ons moet sterwe, vat ons aan die hand en lei ons ook tot die ewige lewe. Daar is soveel mense wat ly, wat swaar kry, wat hartseer is. Is daarom met almal in die gemeenskap, almal in die hospitale, almal wat sterwe, en al die families wat rondom oopgrafte vergader staan. En omdat ons in U glo en U naam aanroep, mag ons vir U vra dat U ons moet beskerm en moet lei volgens U wil. Soms is die antwoorde wat ons kry van U af nee, maar gee ons dan die krag, Here, om ook in U wil te berus. Ons vra dit alleen in die naam van Jesus Christus ons Verlosser, wat vir ons die dood oorwin. Amen.
familie en vriende, ek wil vra dat ons weer sal staan en dan sing ons die laaste lied op ons blad. Dit is dan ook die oorwinningslied en as ons dit klaar gesing het, dan bly staan vir die uitspreek van die seënvloed. So kom ons staan nou en sing ons die oorwinningslied. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen. Kan u maar weer sit. Ek gaan nou geleentheid gee vir Jan van der Westhuizen om na vore te kom om die bedanking te doen. As hy klaar is, daarna sal die hulpblyk gedoen word deur Johanna van Tonder. Terwyl Jan na vore kom, ek wil vir ons die begrafnisbrief lees. Soos 'n blom van die veld het sy die soet geur van vriendelikheid en 'n blymoedige gees versprei. Haar opgeruimde geaardheid was 'n inspirasie vir elkeen met wie sy in aanraking gekom het. Haar voorbeeld in alles sal langspreek met elkeen wat haar geken het. In hierdie oomblikke van finale afskeid huldig ons haar nagedagtes in die wete dat sy tuis gekom het by haar hemelse Vader en Verlosser. Dankie. Ik weet het van mijn kant, van deze kant bij aan welkom aan het allemaal. Alle wat in de gemeente gekeken, dat was een goed liefdevol geweest. En dan wil ik natuurlijk baie dankie sê aan Moret
hartstikke geliefd. Dat jy die jare saam met Elsie bewys het. Vir al die laaste maand, 2, waar het nie so goed gegaan het met Elsie nie. Het sy dagelijks haar gaan besoek in die hospitaal en met soveel liefde en diens. Baie dankie Lorette. Sy sal altyd in ons harte bly. Aan die Veldring Hospitaal sy personeel in die ICU, baie dankie vir julle goeie werk wat julle gedoen het terwyl Elsie in die hospitaal was en wat julle daar bygestaan het. Aan Abbo, baie dankie vir julle watvaardigheid, veral spesifiek van Edward, dat hy sy pad het gegaan het om alles vir ons so maklik as moontlik te maak en die lewens van ons te doen sonder enige obstacles of hiccups. Baie dankie Abbo. Jonie, baie dankie vir Jonie, wat sy dag van sy verlof afgestaan het om vandag vir ons die dienst te kom lewer. Ons sê vir Jonie baie dankie. 2 dames wat ek persoonlik wil bedank, wat ek ook uit hulle pad het gegaan het om die lewe recht maklik te maak. Valerie, wat haar gereeld ook hospitaal te geneem het. Baie dankie wel. En dan Brianna Betonne, wat gereeld, as sy 'n kans gekry het, as sy die werk afgekom het, sy in die plek gegaan in die Mara en die ander, om die Elsie hospitaal te besoek. Baie dankie vir jou. Ronnie, dis Elsie se broer. Wil ons sê dankie Ronnie. Hy het sy verlof in die Kaap kort geknip om vandag hier so te wees. Sy vrou kan gelukkig nie wees nie, maar sê vir jou Ronnie, baie dankie dat jy dit aan die gedoen het. Elsie sal die baie doen. Ja, in die voor wil ek ook sê baie dankie vir hulle, wat toe hulle nodig was, met 'n spoed gekom het, om by die huis te kom en by Elsie te kom haal. Dan sien ek daar, Carlton Royal Hospitaal, met Elsie die alle jare in saam gemaak het. Vir al julle mense daarachter, baie dankie vir dit wat julle in die jare saam met Elsie gedoen het, en dankie dat julle vandag hier is, om op die afspraak te kom en vanavond. Erika Park se kommenteer Georgie en haar span. Baie dankie aan julle, eet goed vir julle om ook saamstuur. En vir almal wat hulle ondersteuning gegee het. Al die mense wat op die WhatsApp groepie was, vir julle ook baie dankie vir al julle gebede, julle boodskapies wat julle gestuur het. Dit word baie waardeer. Michelle, wat van ons die muziek gedoen het, baie dankie Michelle, ons waardeer dit regtig baie. Vir Christa wat van ons die streaming doen, Christa baie dankie, dat jy ons al die pad van my af en af gekom het, om ons te kom die streaming doen. Marita, baie dankie, dat jy ook van ver af gekom het, om die dag met ons te deel. Ek wil vraag dat Kobus, asjeblieft naar voren te komen. Goeiemôre almal en baie dankie dat julle so ver gekom het en dankie dat julle altyd daar was. En dan wil ek net vra vir Jan, wat hy altyd het hy vir Lorette Hospitaal toe gevat, hy kan gehelp met die begrafnis, met die begrafnisreëling. En dan sy vrou het altyd daar so 'n bietjie ekstra bederf met 'n lekker kos en dit was altyd daar vir haar. So, ek wil net vir almal wat regtig dit was, wat ek sê baie dankie, maar veral vir Jan en Annikie, baie dankie en dan die dokter, dokter van Tonne, wat ook altyd daar was vir Lorette. Lorette, ons is almal baie lief vir jou en ons kon nie elke oomblik daar wees nie, maar die Here sal jou seën en die Here sal jou deurdra. Weet net, die Here het altyd die rus en vrede en
Sy gaan nooit leer pyn hê nie. En God sal met jou wees. Baie dankie almal. Kan Rihanna asseblief. Môre. Vandag neem ons afskeid van 'n vrou met soveel mense. Meer as net 'n vriendin was. Sy was 'n veilige plek, luisterende oor na haar wat altyd plek gehad het vir nog iemand. Sy laat haar jarelange vriendin agter, 'n band wat oor jare gebou is op loyaliteit, liefde en gedeelde lewenspad. Haar aangenome kinders en geliefde kleinkinders was haar trots en vreugde en het hulle liefgehad soos net sy kon. Onvoorwaardelik en vol toewyding. Elsie word oorleef deur haar familie en vriende, 2 broers en 3 skoonsusters. Elkeen dra vandag op eie herinneringe aan haar. Haar glimlach, haar woorde, haar manier om mense spesiaal te laat voel. Sy het nie net geleef nie, sy het 'n verskil gemaak. Elsie sal diep gemis word. Rus sag vriendin, jou liefde leef voort in ons. Nou wil ek ook net ietsie lees van haar kleinkinders, wat vandag nou nie kom lees nie. Liefste Amaya. Dit is so moeilik om woorde te vind, nou dat ouma nie meer hier by ons is nie. Ons harte voel leeg en seer, want ouma was 'n baie spesiale mens in ons lewens. Ouma se liefde en omgee en sagte hart het altyd 'n veilige plek vir ons geskep. By ouma het ons altyd welkom, geliefd en aanvaar gevoel. Ons sal altyd die klein dinge onthou. Ouma se glimlach, ouma se stem, die manier hoe ouma geluister het en hoe ouma ons laat voel het dat alles reg sal wees. Ouma het ons geleer wat ware liefde beteken, sonder om dit ooit hardop te sê. Dankie ouma vir elke oomblik, elke gebed, elke drukkie en elke stukkie wysheid wat ouma met ons gedeel het. Dankie dat ouma altyd daar was, selfs wanneer ons dit nie eers besef het nie. Die liefde wat ouma vir ons gehad het, sal vir altyd in ons harte leef. Al is ouma nou nie meer fisies by ons nie, weet ons ouma sal altyd deel van ons bly. Ons dra ouma se liefde saam met ons elke dag en ons sal ouma se herinneringe koester vir die res van ons lewens. Ons mis ouma ontsettend baie en daar sal altyd 'n spesiale plek in ons harte wees wat net aan ouma behoort. Met al ons liefde en hy ander ons siel. Ek gaan ouma vreeslik baie mis. Ek dink aan ouma elke dag en hoop ek sien ouma weer eendag. Vreeslik lief vir ouma en hoop ouma rus sal. Van Christus oproep. Kan nie aan. Waarde vir die mens om te beskryf. Al die diep spore wat aan soveel mense se lewens getrap het. Die leemtes wat nou in almal se harte is. Tannie was 'n rots vir ons almal. Daar was geen probleem of struikelblok wat te groot was nie. Sy het altyd geplan. Tannie se lekker vettertjies was altyd getroos en dit was altyd wat beter voel, veral op swaar dae. Ek en vele ander sal altyd die kwaai tannie met die geel billie onthou, wat die pasiënte rondgejaag het in die hospitaal. Sy
het altyd gesê, sy voel so hospitaalspiekop. Sy het geel profiel aan sit. Tannie kon so lekker skrik, en daarna net so lekker saamlaag. 'n Braai was vir Tannie altyd welkom, en dan so lekker gesels met kuier. En die liefde wat Tannie vir al die kinders en kleinkinders gehad het, was daar in oorvloed. Al was sy partykeer kwaai en het geraas, was dit tog met liefde. Tannie se liefde en omgee sal altyd gemis word. My wens vir Tannie is dat ons Vader kan ons op van sy liefde, soos dat die ons toegeval het, en mag Tannie net vrede en rus vind by Jesus se voete. Ons gaan Tannie vreeslik mis, en sal Tannie altyd onthou. Liefde en Jarno, Eersplaas, Melania en Pina. Ik aan de familie namens myself en ook de gemeente in het gemeente toe het gezien. Dat is ons Here ook die Here die tyd van groot en dit wil bystaan en dit sal wil maak. Ons verrigtinge is dan nou klaar hier. Die familie wil jy uitkom. Die uit te beweeg agter na die saal toe, waar ons al met hulle verder te gaan kyk. Vrede te